Met sosiale media platforms soos Facebook, WhatsApp en ander bronne is dit haas onmoontlik om vas te stel wat die geloofwaardigheid van skrywers deesdae is en wie die skrywer daarvan is. Dit het al vele kere gebeur dat skrywers die rond te doen wat dan aan iemand anders toegedig word. Baie dikwels word daar gesê dat Steve Hofmeyr miskien iets geskryf het en in die verlede is skrywers selfs al aan die Afrikaanse Handelsinstituut toegedig. Onlangs het dit gebeur het 'n skrywer Ek Afrikaner wat oorspronklik op die Oranje Beweging se Facebookblad verskyn het, wyd die rond te begin doen het en nou meer onlangs strek hy selfs verder, maar hierdie keer onder anoniem. Ons het egter gaan vasstel wie die skrywer daarvan is en ons deel dit vandag graag met u. Maar kom ons kyk eers na 'n insetsel van Ek Afrikaner. Ek gaan met my harde nek op my knieë, maar ek buig net voor hom. Ek het my vrou, my gesin lief. Hulle is my alles. Ek het my honde liewer as wat ek meeste mense het. My honde se name is Afrikaans, of Duits, of Skots. Ek sing groote God en genade onbeskryflik groot, sonder die boekie. Ek sing ek sien 'n nuwe hemel kom, as die kus afsak. Ek kan die 12 artikels saam met die dominee opsê. Ek sing Sari Mare, ek sing my vader was 'n musikant. Ek praat van Transvaal en Suidwes. Ek steek my trane weg as my mense vermoor word. Ek huil openlik as ek die diere sien doodgaan. Ek weet wat jakkalstrou met wolf se vrou beteken. Ek weet nie wat husse met lang ore is nie. Ek het voorvaders in Duitsland, Frankryk, Nederland, Skotland, Engeland. Ek het familie in Australië, Engeland, Kanada, Amerika, Israel, Nieu-Seeland, Suidwes en Botswana. Ek vier Kersfees met koue beestong en aardappelslaai. Ek vier verjaarsdag met boerewors en windhoeklager. Ek vloek as ek bestuur. Ek laat ou mense voor my in die ry staan. Ek bid vir reën en as die reën kom, dan loop ek kaalvoet in die modder. Ek kan klei laat speel. Ek weet hoe om 'n muurleeu te vang sommer met net 'n grasie in my hand. Ek weet hoe marulas broe. Ek sny biltong. Ek sny gras. Ek sny koek as ek vrot eiers speel. Ek het al plakate op pale gesit. Ek het al skelmplakate afgehaal. Ek stem nie altyd saam nie. Ek weet nie vir wie om te stem nie. My stem was al hees vir die bokke. My stem was al hees van die stem. Ek kry hoendervleis as ek die monument sien. Ek kry hoogtevrees as ek bo staan. Ek brand in die Afrika son. Ek mis my ouma. Ek wens ek kon my oupa beter ken. Ek is Afrikaans. Ek is van Afrika. Ek, Afrikaner. Sluit dan by Pieter Kriege wat oorspronklik die teks vir Ek Afrikaner geskryf het. Pieter en Leiden het ek nou sy tong in die kies gesê, ons nog 'n ondersoek instel, nou gaan uitvind wie dit was, maar die feit van die saak is dat ons almal hier ook was baie bewus van toe jy die teks geskryf het. Dit is oorspronklik as 'n blog-inskrywing, as ek reg onthou, op die Oranje Beweging se blog geplaas. Gee ons net so 'n agtergrond van waar Ek Afrikaner vandaan kom. James, ek het hom eintlik op die blog weer eens geplaas. Eintlik net voordat ek Orania toe verhuis het, was ek in Middelburg gewees by my ouers se huis. En ek het toe bietjie gewerk eintlik by Kranspoort Vakansiedorp en ek het toe nou bietjie gewerk aan aan verskillende skryfstukke waarmee ek besig was. En die een uitdaging wat ek deurlopend het, ek dink baie van ons het, is die definisie van 'n Afrikaner. Hoe definieer mens regtig wat ons is en wie ons is? En vir my het dit maar daarop neergekom dat ek maar moet skryf wat ek glo dit is. En ek wil nou nie sê die gedig is nou die definisie van 'n Afrikaner nie. Maar dit soms nogal op wie ek as 'n Afrikaner is. As ek myself moet definieer, dan is dit met hierdie woorde wat ek daar neergepen het. Dat as ek moet sê ek is 'n Afrikaner, dan behels dit al hierdie dinge, seker vele meer ook. Maar dit is maar eintlik hoe hy gekom het en toe het hy geplaas op ons blog. Toe net hier begin het en ons het hom op 'n stadium as 'n veldtog gebruik vir ledewerwing ook, wat ons toe nou wyd versprei het en interessant genoeg, ek het hom nou die dag van 'n kloppie van my vriende afgekry
met die gedagte, kyk hier die teks op WhatsApp dan nou deurgestuur met die ongelukkig nou onderaan onbekend, nie dat dit nou regtig saak maak nie, die belangrike is uiteindelik die woorde wat ook uitgaan. Maar hy het redelik wyd gedoop, klink dit vir my, dis as hy nou 'n volsirkel gemaak het, kom nou weer terug by die ou. Is nog wel interessant, selfs mense binne Orania wat hom plaas en dan van hulle vriende in Orania tag, ek is self al getag op Facebook en so plaas en dan sê, "Sjoe, kyk hierso," of iets in daai lyn. Die teks wat intussen nie meer jou naam by het nie, dan staan er onder onbekend, daar is ook so 'n klein sinnetjie bygevoeg, of so 2 woorde bygevoeg aan die onderkant, om die woord boer ook in te bring. Maar wat was jou gevoel die eerste keer toe jy hom kry en jy sien onder staan nou anoniem en daar is nog so 'n bietjie gewysig aan die teks? Ag, James, aan die einde, ek was nie regtig ongelukkig daaroor nie, dis lekker dat die boodskap loop. Weet die doel hoekom mense hierdie goeie skryf is nie noodwendig om 'n tipe van 'n eerbetoning daarvan te kry of om die gewildheid daarvan te kry nie. Die gedagte is dat die idee moet uitgaan. Ek is baie dankbaar daaroor dat dit aanklank by soveel mense vind, want dit sê ook vir ons hier binne Orania dat ons nie alleen is nie. Aan die einde van die dag is daar iets soos 'n Afrikaner en dis 'n unieke volk, dis 'n volk wat deur die smeltkroes van Afrika ook gevorm is tot wat dit vandag is. Nie altyd maklik definieerbaar nie, sê ek nou weer eens, omdat ons uit so wye verskeidenheid kulture kom, wat saamgeflanks is hierso, maar dan sit ons met tog met 'n karakter. Hierdie Afrikaner het tog 'n karakter en Afrikaans sprekend is nie dieselfde as Afrikaner nie. Daar's tog nuanceverskille, daar's tog erfenisverskille, daar's uitdrukkings wat ons gebruik binne die Afrikaner spesifiek, daar's kultuurdinge wat ons doen, hoe ons rugby kyk, hoe ons braai, hoe ons Kersfees vier. Die Afrikaner begin toenemend, sal ek ook dit waag, sy eie karakter te vorm. Ons is maar 'n jong volk in vergelyking met ander wêreldvolkere en ek dink die kultuur is nie iets wat staties kan bepaal word en sê in 1920 het die Afrikaner kultuur ontstaan nie, of in 1994 het hy tot niet gegaan nie. Ek dink dis 'n dinamiese ding wat groei en alles wat in die land gebeur ook, het uit die aard van die saak 'n invloed op die Afrikaner as 'n entiteit, maar ook as individue. So ja, hoe voel dit as mense dit van ander bronne af kry? Ek wil vir jou sê, dit is vir my lekker, want mense kom agter ons meer mense wat voel soos wat jy voel. Dat daardie definisie wat ek aan myself as Afrikaner wil sit, aanklank vind by ander mense ook, en dit gee vir my hoop vir die toekoms. Want dit sê ook dat ons binne Orania nie die enigste mense is wat voel soos wat ons voel nie, dat daar klomp instellings en organisasies en eintlik die volk daar buite is, wat nog self hulle wil definieer as 'n Afrikaner. Nie as 'n Afrikaans sprekende blanke Suid-Afrikaner nie as 'n tipe grys wêreldburger nie, maar as 'n identiteit op sy eie, as die Afrikaner. En dit gee vir my, soos ek sê, hoop. Dit maak my opgewonde. Wel, ek het nou genoem, hy het wyd die rondte gedoen en dan kom hy terug en dit is nogal van mense wat jy self ken en so en wat dan onbewus is van die feit dat jy dit geskryf het. Jy het daar nog nie van jou eie ma gekry. Weet jy, ek het dit van my skoonpa afgekry, so dit het daai roete gedoen. Hy het dit vir my seker so 2 weke gelede aangestuur, met nou die 2 wysigings by die onbekend en die boergedagte. Nou, ek wil nie in daai debat ingaan nie. Aan die einde van die dag is ek 'n Afrikaner en ek is 'n boer met 'n hoofletter dan ook. Ek dink die gedig spesifiek het nou op die Afrikaner gedagte gefokus, maar vir my is dit sinonieme. Ek wil nie in daai debat ingaan nie. Wat gaan jy vorentoe doen om dalk te probeer verseker dat jy dan effens krediet kry, of dat daar iewers 'n koppeling is na jou toe as 'n gedig wie dit wil te doen? James, nee, ek dink, ek het hom byvoorbeeld op SA Digters, 'n groepie waar ek ook is, geplaas. Ek sal op 'n stadium, ons wil so 'n bietjie werk aan 'n digbundel van Orania eie of Afrikaner eie gedigte, jy weet, iets wat bietjie meer patrioties is, miskien met lirieke ook hier en daar in. Jy weet, so aan die einde van die dag sal my naam nou daar seker onder gepubliseer word, maar die eintlike bedoeling is, dit gaan nie oor die skrywer nie, dit gaan oor die teks. Dit gaan vir my oor ek weet baie skrywers het in die verlede ook onder valse name geskryf met 'n bepaalde doel. En ek is baie gemaklik daarmee, laat hy wyd loop. Want die doelstelling daarvan was om iets van daardie vlammetjie wat in ons harte brand te koester.
En dis hoekom ek dit geskryf het, want ek het gevoel hierdie vlam van Afrikaner wees brand in my hart. En ek dink dit brand in baie mense se harte, maar ons moet mekaar ondersteun daarin, ons moet partykeer mekaar bemoedig, en woorde het 'n kragtige uitwerking op mense. Dit is immers die medium waardeur God ook met ons praat, as ons nou die Bybel vat as 'n voorbeeld. Woorde het 'n impak op mense, en ek hoop eintlik maar net dat hierdie en soortgelyke dinge wat geskryf word en gesê word, wel iets van daardie Afrikaner vlam aan die brand hou, koester en dan ook laat groter word, soos wat ons eintlik meer gemarginaliseer word vandag in Suid-Afrika. So baie dankie aan Pieter Kruggie, skrywer van Ek Afrikaner. En ons is aan die einde van hierdie uitsending van Toekomsgesprek.